Is dit tyd dat munisipale topbestuur begin boetes betaal? Kom ek verduidelik gou. Ek en 'n kollega gesels gister oor die probleem van baie van ons raadslede, waar hulle probleme wat binne in hulle wyke is, rapporteer in die munisipaliteit, maar daar word eenvoudig niks daaromtrent gedoen nie. En maak nie saak hoeveel keer hulle dit rapporteer, of die kwessie lig in die munisipale bestuurskamers, whatever nou gedoen moet word, dit word net eenvoudig geïgnoreer, daar word geen aandag aan gegee nie. Vinnige voorbeelde soos potholes, straatligte wat nie werk nie, stoptekens wat weg is en baie wat nie geverf is, die strepe. Jy kom by 'n stopstraat, jy weet nie daar bestaan 'n stopstraat nie, want daar is nie 'n stopteken of merk op die pad nie. Nou ons mense wat daar woon, weet daar is 'n stop. Mense wat kom van ander dorpe af, weet nie, en hulle is dwars deur en dan gebeur daar ongelukke. Dis 'n vinnige voorbeeld. 'n Ander groot probleem in die Matlasana munisipaliteit, dis nou Klerksdorp se grootste streek, waar in Klerksdorp is waterlekke. 58% van die water wat deur ons pype vloei, word eenvoudig vermors. En dit word oor en oor rapporteer en daar word niks aan gedoen nie. Want hulle sê, ons het net een waterspan. Die ander trokke staan, maar die goed is nie reg gemaak nie. Dis 'n hele ketting van goed wat nie gedoen word nie, wat veroorsaak dat die groot probleme nie uitgesorteer word nie. Nou sê die waterspan as 'n voorbeeld, ons kan net na een groot major waterprobleem kyk. So al die kleintjies word geïgnoreer en hulle hoop op en word 'n groter probleem. Een voorbeeld. Potholes. Potholes, wat as dit so klein pothole is dit maklik om vol te maak, toe te maak en daar is dit nie meer 'n probleem nie. Hy gaan nie verder 'n groot probleem word nie. Word geïgnoreer en op 2-3 maande later is daai klein pothole 'n massiewe gat waarin 'n klein i10 karretjie kan weggeraak. En dit word nie hulle doen net niks daaromtrent nie. Nou hier is my voorstel. Munisipale topbestuur moet begin boetes kry op hulle salarisse wat afgetrek word elke maand, vir elke maand wat 'n gerapporteerde probleem. Kom ons sê daar's 'n tydperk wat hy kry waarin 'n probleem realisties opgelos kon word. Nou praat nou hier van die topbestuur, die burgemeester, die munisipale manager, die store manager, daai top ouens wat heel in die bokant is. Ek praat nie van councillors en sulke goed nie. Ek praat nie van die mense hier onder wat die werk doen nie. Ek praat van daai topbestuur mense. Hulle kry die, want hulle is die besluitmakers wat hierdie mense hier onder kan druk. Hoekom word? Want as jy salaris van hulle af gaan begin aftrek, al is dit net R500 'n maand, dan gaan hulle dit begin voel as dit ophoop. Dan gaan hulle sê, maar wag 'n bietjie, ek begin nou baie boetes betaal vir werk wat julle veronderstel is om te doen. So kom ons sê, as 'n probleem aangemeld is, soos slaggate in hierdie pad, whatever, en hulle het 'n verwysingsnommer, en daai probleem word binne 3 maande nie opgelos nie, en daar is werklik 'n manier om dit op te los, en nie 'n realistiese rede hoekom dit nie opgelos is nie, omdat iemand hulle ondertoe hulle werk nie doen nie, dan begin hierdie ou hierbo boetes kry vir daai verwysingnommer, R500 'n maand. So dit klink nou nie na, ag jene, wat is R500? Maar wag, nou kom daar nog. Nou het hy 10 probleme. Nou begin hulle R5,000 van sy salaris aftrek. Nou gaan hy begin sê, maar wag 'n bietjie, dit raak nou 'n probleem, want my R100,000 'n maand salaris is nou R5,000 wat ek nou gebruik het vir lunch money wat nou nie meer daar is nie, so ek moet nou 'n kleiner toebroodjie werk toe vat. Nou, wat is dit 'n hondeprobleem begin raak? Nou begin R50,000 verloor hy helfte van sy salaris. Jy sien wat ek bedoel. So, boetes op salarisse, werklike boetes op salarisse, dink ek is 'n oplossing. En ek voel die staat moet daarna kyk, maar wat word gedoen met die geld? Ek voel dat hierdie geld dan in 'n aparte rekening inbetaal moet word, wat onder beheer van die raadslede dan is. Stel 'n tesourier aan, waar die raadslede dan besluit, wat aan die einde van die jaar, nie die raadslede eintlik besluit nie, maar ons sal die gemeenskap besluit, wat gedoen moet word met hierdie geld aan die einde van die jaar, van al die boetes wat nou bymekaar gemaak is. Dan kan hulle, kom ons sê, vra vir die gemeenskap, nomineer vir ons projekte wat julle wil hê,
dat ons met hierdie geld kan effektief probeer oplos, projekte. Kom ons sê 'n voorbeeld soos 'n hondeshelter het hondekos nodig. Dat 'n gedeelte van die geld gaan aan dan vir hondekos, wat dit vir 12 maande sponsor of 3 maande of whatever. Of dat hierdie pad het dringend moet oorgedoen word as daar baie geld is. Potholes. Ek weet van baie dorpe het nou al hulle eie private potholespanne, waar mense letterlik die werk bereid is om te doen. Hulle het spanne, hulle het die kegels, die stampers, hulle het alles wat hulle nodig het om 'n pothole reg te maak. Hulle het net nie teer nie, want teer is duur. En dan sponsor jy daai teer uit daai fonds uit. So daar kan baie gedoen word met so 'n tipe fonds. Maar om dit op te bou, het ons boetes nodig. Nou gaan mense sê, ja, maar nou wil julle geld maak uit ander mense uit hulle boetes uit. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor geld maak nie, want weet jy wat? Daai projekte kan baie vinnig opgelos word deur die munisipale bestuur. Daai munisipale bestuurder en die burgemeester, as hulle werk doen en daai druk sit op daai mense wat onder hulle is, dan gaan 'n munisipaliteit mos nou nie 'n probleem hê nie. Waar? So, as jy die ou wat verantwoordelik is vir die ouens onder toe 'n werklike pyn gee, want op hierdie stadium, wat maak hulle? Dan word vir hulle gesê, ja, maar julle het nou julle word nou onder administrasie gesit, of 'n munisipale bestuurder word miskien afgedank, een of ander tyd, as hy genoeg geld gesteel het, dalk. Maar voorbeelde, ek sê nie, dit is so nie. Dan word hulle geredeploy na ander dorpe toe. Ons het dit al gesien. Nie net een keer nie, nee. So, sodra jy hulle geld begin affekteer, dan gaan hulle sê, maar wag 'n bietjie, hier moet werk gedoen word, want my geld word geaffekteer deur ander mense, wat ek moet nou begin bestuur. En dan begin dinge in 'n munisipaliteit gebeur. So as daar enigiemand daar buite is, wat moontlik hierdie idee kan oorbring by die hoër mense, ministers, en dalk by die president uitbring as 'n idee, ek voel dit is 'n moontlike oplossing. Of het enigiemand anders 'n ander idee, beter idee, maar iets moet gedoen word. Wat dink jy? Kom ons praat in die kommentaar, en as daar iemand is wat hierdie idee kan uitbring daarbo, asseblief, doen dit. Lekker dag julle.